Episode 26. Treville se opvolger. Nou ja, laat my toe om jou 'n vraag te vra, kaptein de Treville. Is jy doodseker dat jy die regte besluit geneem het? Wel, enige besluit wat ek mag neem is waardeloos tensy dit u goedkeuring wegdraai, majesteit. Maar met 'n agneming van wat u ook al daaroor mag besluit, dink ek tog dat 'n jonger man beter in staat is om die verantwoordelikhede van hoof van die koninklike wag te hanteer. Daarom wil ek aftree. Jy het my baie jare lank op 'n getroue en onbaatsigtige wyse gedien en ek waardeer dit, kaptein. Om die waarheid te sê, Frankryk sal jou ewig dankbaar bly daarvoor. As jy finaal besluit om permanent in aktiewe diens te tree, het ek geen beswaar daarteen nie. Ek het groot agting vir jou oordeel en ek respekteer jou wense. Maar as jy nie omgee nie, kaptein de Treville, wil ek jou een laaste guns vra om my eie onthaalwe en vir die veiligheid van ons land en sy mense. U wens is my bevel, majesteit. Ek wil jou vra om self die persoon te kies wat jou moet opvolg as hoof van die koninklike mag, kaptein. Ek voel besonder geëerd oor die vertroue wat u in my stel, majesteit. Ek verseker jou, die ganse Frankryk deel die vertroue. Vat jou tyd en dink goed na oor die saak en laat my weet wie jou opvolger gaan wees wanneer jy finaal besluit het. Dit sal ek doen, majesteit. Uitstekend! Treville gaan sowaar in sy pos bedank. Hier is my groot kans. Eina toch. Kom aan, Planchet, bring vir ons nog 'n ronde. Sommer iets om te eet toch. Een ding is seker, vriende, ons gaan kaptein de Treville ontsettend mis wanneer hy weg is. Ja, hy het altyd vir ons 'n goeie voorbeeld gestel deur die jare. Wat ek wil weet is wie gaan kaptein de Treville opvolg as hoof van die koninklike wag? Ja, 'n opvolg. Ek het nog nie daaraan gedink. Wie dink julle gaan dit wees? Waarskynlik jy, Athos. Jy's verreweg die sterkste van al die musketiers. Hey. Maar ek sal nie weet hoe om hoof te wees nie. Ek dink Porthos is 'n baie beter keuse. Hy het byvoorbeeld 'n sterker persoonlikheid. Wat? Ek die hoof word? Nee, dankie ou maar, dis nie vir my nie. Ek dink Aramis is die ideale keuse. Dink jy nie ook so nie? Hy is die intelligentste van ons almal. Wat? Moet dit eers voorstel, die Porthos. Ek is veel te sentimenteel en is 'n nadeel as mense moet bevele uitdeel. Julle is regtig 'n klomp lamsakke. As een van julle nie kan sien om my verantwoordelikheid te aanvaar nie, dan sal ons maar 'n muntstuk moet opskiet om te kies. Dis 'n goeie plan. Ek gaan die hoed opskiet en die een op wie se kop hy val moet die baas wees. Dan gaan hy. Nee, moet nie kus nie. Ag nee. Hey. Die dakse verdang van my af, ek versmoor. Help my, julle. Aha! Aina! Hey! Help my nou! Ek moet gaan. Ek het oor 'n rukkie 'n afspraak met kaptein de Treville. Ek weet nie waaroor hy met my wil praat nie, maar ek hoop hy wil my die pos aanbied van hoof van die koninklike wag nie. Daarvoor sien ek nie kans nie. Ek weet nie hoeveel waarheid in die gerugte steek nie, maar almal sê jy gaan gekies word. Jy! Jy pa gaan nog eendag nou hoof wees van die koninklike wag en dan is hy die heel belangrikste musketier, hoera! Ja, stadig met die klippe, julle. Ek kan tog nie so 'n belangrike pos aanvaar nie. Dis ganste 'n groot eer vir my. Ek besef dit al te goed. Ek is dit nie waardig nie. Maar Brackenjan is kaptein de Treville en sy majesteit die koning jou in daai pos wil aanstel, is dit omdat jy volgens hulle mening dit vaardig is en omdat hulle volle vertroue in jou het, dan kan jy dit mos nie weier nie, my man. Ja, dis reg. Stel maar 'n bietjie, mamma. Ja, hoera, papa. Goed. Ons sal sien wat gebeur wanneer ek met kaptein de Treville gepraat het, maar ek sê nog steeds dis te 'n groot eer vir my. Hoe dink hulle kan 'n gewone musketier soos ek nou so 'n groot verantwoordelikheid aanvaar?
Alles in ag genome, dink ek jy is verreweg die beste kandidaat om my op te volg as hoof van die koninklike wag. Ek is dankbaar en gevlei dat jy so dink, kaptein. Maar ek kan dit nie aanvaar nie. Ek is nie so groot eerwaardigheid. Daar moet tog iemand anders wees. Niemand aan die hof verdien die pos meer as jy nie, Brackenjan. Ek sal nie met 'n geruste hart kan aftree en sê ek weet jy is die een wat my gaan opvolg nie. Want ek kan aan niemand dink wat beter in staat is om die pos te vul as jy nie. So, kaptein de Treville wil aftree en hy soek iemand wat hom kan opvolg as hoof van die koninklike wag, sê jy. Ja, dis reg, Eminensie, dit is so. En wat laat jou dink dat jy die regte persoon is om hom op te volg? Eminensie, as ons my onberispelike rekord in ag neem, ons kyk na al die spesiale benoemings wat ek ontvang het, terwyl ek in sy majesteit se diens was, alles wat ek tot dusver vir u persoonlik beteken het, dink ek regtig dat ek die heel beste kandidaat is vir almal wat vir die pos oorweeg kan word. Dink maar net aan wat ek die afgelope ruk vir sy majesteit gedoen het. Ja, soos om Blambek en Bongo aan te keer. Wel, ek moet toegee dat Brackenjan en die musketiers my 'n bietjie aangegee daarmee. Maar as jy my sou toelaat om te sê, wil ek byvoeg dat dit eintlik as gevolg van my harde werk tot perfek. Jammer, ek tel dit dadelik op. Maar hoekom het u my gekies, kaptein? Porthos sou 'n uitstekende keuse gewees het. Of Athos of Aramis, eintlik enige een van die drie. Moet nou nie die aandag van jou probeer aftrek om nie die pos te aanvaar nie, Brackenjan. Ek het klaar met jou vriende en kollegas gepraat. Hulle almal stem met my saam dat daar eintlik net een persoon is wat regtig in staat is om my op te volg, en dis jy. Kavalier. Ja, kavalier, wat kan ons vir jou doen? Sy Eminensie, kardinaal Richelieu, wil asseblief onmiddellik vir Brackenjan in sy kamer spreek. Die kardinaal? Dis eienaardig. Wat sou hy van my wou hê? Hy het my nog nooit laat roep nie. Nee, ek het geen benul waaroor dit gaan nie. Ek hoop hier is slegte nuus nie, Brackenjan. Toe maar hou nog net 'n bietjie uit. Ek voel ek kom ons uit. Kom ek van hom skiet jy hou net uit. Wat soek jy op die vloer, Wiedemir? Het jy iets verloor? Of ek nou net van Brackenjan by die kardinaal se kamer sien ingaan. Vertrou daai ventjie glad nie. Ek gaan hom stilletjies volg en hom dophou, net in geval hy een van sy skelmstreke in die mou voer. Alweer die verbrande kopstuk. Kan ek dalk help, Wiedemir? Hou jy die deur dop terwyl ek sy Eminensie gaan ry. Ek weet as ou teenstanders kom ons nie altyd oor die weg nie, Brackenjan. Maar ek het jou nie laat roep om ou koeie uit die sloot te grawe nie. Ek moet erken jy's 'n dapper ventjie. En daarom wil ek jou namens sy majesteit en om Frankryk se onthalwe vra om die pos wat kaptein de Treville jou aanbied te aanvaar, want niemand verdien dit meer as jy nie, glo my. Baie dankie vir al die vertroue wat u in my stel. Maar ek moet teenoor u bieg. Ek is bevrees die verantwoordelikheid is dalk te groot vir my, Eminensie. Om beskeie te wees is 'n mooi eienskap, maar ek dring daarop aan dat jy die pos so gou moontlik aanvaar om almal se onthou. Gee jou dadelik oor in die naam van die koning van Frankryk. Gee jy om vir my te vertel wat die Josie aanvang? Wel, ek sien ek het Brackenjan hier by die kamers. Sien insluip en toe reken ek wel. Ek het gedink hy... Niemand het hier ingesluip nie, Wiedemir. So sit weg jou swaard en maak dit jy onder my oë uitkom, jou belaglike brak, voor ek my humeur met jou verloor, hoor jy? Maar...
Hulle hooghede, die markies en markiesin van Paté de Foix. Dis 'n wonderlike bal, is dit nie, kerels? Hier so baie mense, dit lyk vir my die hele Frankryk is hier. Die hele hof is hier. Ek dink nie daar's een edelman wat nie hier is nie. Ja, behalwe die graaf de Bongo wat in 'n donker kerker sit waar die skurke soos hy hoor. Hulle weet mos. Niemand wil die geleentheid misloop waar die hoof van die koninklike wag aftree en sy opvolger verwelkom word. Ja, nee. Verwelkom asseblief sy majesteit se eregas Raspertant Robin van Normandië. Kyk julle ouens, daar staan Brakkenjan aan die oorkant. Ek kan nie wag om hom te gaan gelukwens nie. Wat 'n gevaarlike illusie. Hoe groot fout maak julle wanneer julle oorlog maak en nie liefhet nie? Wanneer julle die saad van angs saai en verwoesting oes? Besef julle dan nie, om sonder liefde in jou hart te lewe beteken om half dood te wees. Oh, O, Aramis, jou prosa so filosofies. Die edele tovenaar eksilie gas van hulle majesteite, die koning en koningin van Frankryk. Kyk vriende, daar's Exilie die tovenaar. Ek wil hom regtig baie graag weer sien. Ek gee moed op. Al my planne is daarmee heen. Oor 'n paar minute gaan sy majesteit Brakkenjan amptelik aanstel as die nuwe hoof van die koninklike wag. Ag, as ek maar net een keer die kans gekry het om haar te wys wat in my steek, sou hulle my aangestel het. Wat die Joos gaan hier aan? Die gemaskerde man. Ek is seker hy wil die koning vermoor. Dis nou my groot kans as ek net my kaarte reg speel. Ek sal die skopjag tydens die plegtigheid arresteer. Dis 'n plan. Dan sal hulle besef watter kaliber soldaat ek is en sy majesteit sal my moet aanstel in Brakkenjan se plek as hoof van die koninklike wag. Eminensie, die gemaskerde. Ek het die gemaskerde man gesien. Idioot, staan dadelik van daai vloer af op. Ek wens jy wil ophou om jou soos 'n hansworst te gedra en liewer kyk wat Brakkenjan doen. Dis nou 'n musketier wat 'n voorbeeld stel vir die ganse hof. Maar, eminensie, ek het hom gesien, die gemaskerde man. Hulle majesteite, die koning en koningin van Frankryk. Ek sal hom verras deur hom van agteraf aan te val, as sommer sy ontsnappingsroete af te sny. Ek het hom! Sy eminensie sal nog trots wees op my. Lank lewe die musketier Brakkenjan. Ek Lodewijk, die koning van Frankryk, deur die genade van bo, stel Brakkenjan op meriete aan as hoof van daardie uitsoekkorps van musketiers, die koninklike wag. Hierdie swaard wat u my aanbied sal altyd gereed wees om u en Frankryk te verdedig en om te veg tot u eer, u majesteit. Hoera, Lang lewe die nuwe hoof van die musketiers. Lank lewe Brakkenjan! Hoera, papa, hoera, hoera! Lank lewe sy majesteit, die koning van Frankryk. Frankryk, hoera!
Gee oor inbreker, ek het jou net waar ek jou wil hê. Staan stil, jou rompokker moet nie regon, is van net daar. Genade. Ek weet wie vir ons hierdie magnifieke swart roos gegooi het, die majesteit. Vir ons geluk, Brackenjan, die swart roos. Ek het dit geweet. Brackenjan! Tot ziens en voorspoed! Die swart roos. Ja. Wie was daai gemaskerde man? Nog moenie bekommerd wees, die majesteit. Dis 'n vriendin van ons en 'n baie goeie vriendin van u en die hele Frankryk. Ja, jy hoef nie oor haar te ontstel nie, majesteit. Sy was net om een rede hier en dit is om ons vriend Brackenjan geluk te wens. Ja, die kaptein de Ek is Treville. glad nie verbaas daaroor nie, Brackenjan, want jy verdien het om geluk gewens te word deur die hele Frankryk. Alle voorspoed. Ek hoop ek sal die skoene kan volstaan. Laat my ook toe om jou geluk en voorspoed toe te wens in jou nuwe pos, Brackenjan. Baie dankie vir die goeie wense. Ek is altyd tot u diens. Aanvaar my beste wense, Brackenjan. Ek moet erken dat jy dit verdien om hoof van die koninklike wag te wees. Geluk. Daarop sal ek bladskud. Kyk net daar, lang lewe die hoof van die musketiers! Lang lewe Brackenjan, hoera, hoera! Lang lewe Brackenjan! Vriende, ons sê een vir almal en almal vir een. Toe maar, laat hulle maar pronk. Ek gaan nie die saak hier laat nie. So seker is wat ek hier staan, milady. Ek sal nie toelaat dat hulle my jare se diens aan die koning so misken nie. Ja, wees maar net geduldig, Wedemeer. Jy sal wel vroeër of later die kans kry waarvoor jy wag. En as daai kans kom, sal ek hulle laat boet vir alles wat hulle aan my gedoen het. Vriende, dis tyd vir die bal om te begin. Ek sal geëerd voel as jy met my sal dans, skone dame. Ons het 'n splinter nuwe dans ontdek. Dis was 'n goeie lyn hier in dans vir 'n seep gehad. Probeer asseblief die een keer om nie 'n gek van jouself te maak. Ek is jammer, milady, maar die vloer is so glad. Is dit of ek nergens vas wat ek kan kry? Ek is jammer. Ek dink jy moet liewer stil staan en eers jou balans terugkry. Kan ons 'n bietjie op die balkon uitgaan, Brackenjan? Ja, dis 'n goeie plan. Dis baie warm hier binne, Juliet. Dit is 'n lieflike aand. Stem jy nie saam nie? Wag 'n bietjie. Staan doodstil. Moenie roer nie.
gewoon die blaar is hartvormig. Baie dankie Brackenjan, jy's so oorspronklik. En jy's sensitief en romanties boonop. Gee julle op om vir my ook te vertel wat die groot grap is, julle niks wegbrakke. Wat lag julle? Nee, wat is niks, Brackenjan, is net so snaaks as 'n musketeer verlief is. Ag nee man, moet dit nou nie so opneem nie. Ons maak mos maar net 'n ou grappie. Wag toe maar ek ook. Ek weet nie hoe julle dom oor kan dink dat ek kan kwaad word vir die beste vriende wat ek nog ooit gehad het nie. So ontspan ouens. Ek trek julle been. Ek is nie regtig vir julle kwaad nie. Dis maar net 'n ou grappie. Ook maar goed, want jy het net so baie gelyk dat jy ons almal goed die skrik op die lyf gejaag het. Een vir almal. En almal vir een.